That's the case with Massey Ferg. Power, passion, feel the surge. Plowing fields and baling hay. Red machines lead the way. Massey Ferguson, strong and bold. Built for work, a sight to behold. Through the dust, through the rain. Massey gets it done again. Tractors roaring fields so Hallo en wide. welkom by die eerste episode van 2026. What's the case with Massey Ferguson? En ons sit vandag in 'n splinter nuwe studio daar. Ja, nuwe seisoen, nuwe studio, hier is ons. Lekker. Dis awesome. Ja. Ek meen, Dit lyk fantasties. Ons posbus is daarom nog hierso. Ja, ek hou van die ligte, die rooi ligte agter. Die hoetjies is nog hierso. En natuurlik ons nuwe tafel. Dit is fantasties. Ek like hom. Nie net die nuwe blad dat ons nou meer spasie het nie. Ons het ook ons Massey Ferguson Heritage bonnet hier onder. 'n Massey Ferguson 35. Hierdie bonnet nê, kom nou al 'n paar dekades. Hy's seker ouer as ons twee saam. Heel waarskynlik, né? Hierdie bonnet was ergens onder 'n boom weggebere vir 40, 50 plus jaar. Ja, hy kom maar ergens uit Limpopo uit. So Dis reg. vergete en verlate daar gelê tot ons verbygekom het. Ja, so vir George Fogwell, vir Louis Trichardt Tractor Field Services, baie dankie, jy het vir ons hierdie bonnet geskenk. Ja. Maar okay, hy het nou nie so geblink toe ons hom Hy gekry was al so 'n bietjie oranje en bietjie vaal en die naam het al afgedop, maar gelukkig ons diktator ken mense en hy het hom vir ons bietjie mooi reggemaak. Baie dankie daarvoor meneer diktator. Ja. Baie dankie vir Llewellyn vir die studio en sy moeite hierso. Dit lyk absoluut fantasties. Ja nee, ek moet sê baie moeite het hierin gegaan en al hierdie paint jobs en houtwerk en al hierdie printwerk dis nie net van Dis ja, dis nie gou-gou aan mekaar slaan nie. so dis awesome. Ja, Baie en dankie. baie dankie. Natuurlik die van julle wat ons video gesien het en gestem het. Julle sal gesien het ons het dit nou toevallig raak gesien met die inloop. So ek is baie bly julle het gestem. Ek hoop nie ons het dit beïnvloed nie. Maar die stemme was oorweldigend. Ek moet sê 'n magtom stemme vir die ou heritage badge op die Massey. En ek meen met hierdie tafel, die bonnet wat hier onder is, dit sou nie gepas gewees het om 'n nuwe logo hier op te sit. Al is die nuwe logo mooi, soos jy weet, dit is ons hartlyn, dit is die bloedlyn wat deur ons loop, deur die hele Massey span, maar die comments op Facebook, ek dink ons kan so 'n paar van hulle seker opgooi op die skerm. Dit was oorweldigend. Almal het gestem. Daar's Arno Klaas en Old School, Santi van Wyk, Old School all the way. Baie dankie daarvoor. Marco Kamfer, kom klink dit bekend. Old School for sure. Ek like die old school is the new school. Old School is the new school, ja. Nee, dit is fantasties. En dit was oorweldigend. Ek dink daar is so 1 of 2 mense wat vir die nuwe logo het. Ek is baie bly daarvoor ook. Die nuwe logo natuurlik vind ook baie aanklank by baie mense. Maar baie dankie vir julle, vir almal wat gestem het en ja, die wonder is verby. Old School het gewen by verre. en ek dink van ons albei het met Massey Ferguson groot geword. So die Old School is baie naby aan ons. Alhoewel ons nou maar ook die new school embrace, ons moet nou maar in ons werk, maar ja, ek is bly hy is hier voor op die neus. Ja, ek is baie lief vir nuwe logo. Nuwe logo is mos ons bloedlyn. Dit lyk so modern, dit lyk regtig uit die toekoms uit. Dis 'n groot stapie vorentoe van ons oorspronklike logo, Ja. waar jy nog eintlik nog 'n prentjie het van die trekker in een van die driehoekies. Ja, ja. So dis nogal baie old school, maar ek dink vir die set en vir waar Massey Ferguson vanaf kom en obviously hierdie bonnet wat ons saam mee werk, daar's nie geen ander logo wat ons regtig kon gekies het Nee. behalwe old school Nie nie. vir hom nie, maar die new school is daarom agter jou, het ons daarom so 'n stukkie van die bloedlyn daar in die studio nou so. Definitief. So as jy Bring dit nog steeds. as jy 'n bietjie uitzoom op die skerm, sal jy die groot Massey triple triangle sien. Massey gets it done again. So ja, baie dankie vir almal se kommentaar. Ek is bly ons het die ou badge op. So gaan like, subscribe asseblief hierdie podcast van ons. Ons sal dit baie waardeer, maar die heel meeste is asseblief gee vir ons 'n bietjie kommentaar, want sonder julle terugvoer gaan ons dit nie kan beter doen nie, en as ons iets verkeerd doen of ons praat net stront, gooi vir ons 'n kommentaar oor dit ook asseblief. Ja, dankie vir al die kykers en dankie vir julle wat kommentaar, maar ek het vir julle 'n spesiale vraag by die huis. Daar's nou al 'n paar ouens wat 'n aanbod gemaak het vir ons tafel, nee Nardo. Die tafel, ons Die nuwe tafel. Ja, Dis dan die eerste keer wat ons by hom sit, Ryan. dis nou maar daar's nou al Hulle klaar kan hom nie nou koop nie, dis onsinne. Maar ja, as jy van hierdie tafel ook hou en
Ja, jy moet ons dalk net graag help. Los vir ons 'n kommentaar, sê vir ons wat jy sou betaal vir so 'n wonderlike tafel want ons moet seker eers begin dat ons Ja, dan kan ons waarde kry om hom op die versekering te sit. Ja, exactly. So Nario, dit was 'n besige begin. Vertel ons 'n Ja. bietjie waarmee het jy jouself Ja. so besig gehou? Plantseisoen was maar moeilik hierdie jaar. Die seisoen was maar baie moeilik. Ons het baie vroeë reën gekry en goeie reën gekry in baie areas het die reën toe bietjie opgehou, maar baie goeie hooi seisoen gehad. Ek moet sê die hooi seisoen was regtig lekker. Ek is nog steeds besig in hooi seisoen, so ek het vandag ingejaag, jou gou kom help hierso en dan jaag ek weer uit. Gaan ons aan met die hooi seisoen om die manne deur te druk en te help en by te staan. Soos dit nou maar Massey Ferguson beamoen. Ja, daar was so 'n Ja. snaakse grap hier in die gange hier die laaste paar weke waar as almal vra waar's Nardo, dan sê ek he's wrapping up the bale season. Ja, maak draai die bale toe. Ja, maar dit is nou so. Ons is amper daar. Ons is op die kruin. Ek het jou ook gemis. Jy was ook redelik besig met 'n nuwe trekkertjie wat jy toets en alles, maar ja, ek beloof Absoluut. ek was ook besig om te werk. Dis juist waaroor vandag se episode gaan is die nuwe trekker Ja. waarmee ek myself so besig hou. Maar Nardo, jy was dan nou nie in die vlees nie, maar ons het jou daarom daar in die sosiale media wêreld opgespoor. Maar dit klink gevaarlik. Speel gou die klip asseblief. South Africa, I need your help again. Help us find this legend sitting on his tractor in a field in his khaki and shades watching our show, The Quarter Report. Yes, this is another wild sighting of somebody watching our show. Help us find this legend. We would love to send him some gifts for being so iconic. En jy ken die ou wat op die trekker sit seker. Ja. Ja, hy lyk so effens bekend. Hy's moeilik van die angle af. Nou ek was daardie dag. Ek dog jy neem my trekkers af. Nou sien jy kyk TV shows. Ja, ek het daarom besig gelyk en dit lyk of ek belangstel in jou trekkers, maar ek is self stom geslaan raai en ek weet nie waar die video vandaan kom nie, maar dit het net absoluut vlam gevat en ek het van oral af video's gekry en gesê luister, is jy hierdie? Is dit jy? Stuur vir die ou iets. Sê vir hom dis jy. Ja, en dan korter ek het toe uitgereik na hom toe en ek vir hom sê luister, hoorie, dis ek daai. Ja, met my kakie en my shades was ek daar, maar ja, die son was lekker skerp, dit was 'n lekker dag daai Belfort Hooi dag gewees en Dan het toe gesê nee, hy gaan vir my 'n bietjie merchandise, ek moet nou nog my sizes vir hom stuur en so, maar ja, Dan, as jy kyk, as jy vir my stuur, sal ek vir jou ook ietsie stuur. Yeah, Dan, if you're watching, definitely send us that merch you promised, and Nardo's going to try and get you one of these two-tone shirts, but in the color scheme of your 3 beanies, so it matches up nicely. Spesiale versoek ergens insit om dit te laat maak, ja. Oh, no, we got the contacts. Ons ken mense. As ons hulle nie ken die diktator hulle, so ons sal 'n plan maak. So ja, as julle nog nie van Dan Cordier gehoor het, volg vir hom. Ek dink sy show se naam is 3 Beanies of so iets, maar gaan vind hom op sosiale media, like, subscribe by sy show en dan laat weet hom waar julle van hom gehoor het. Sê vir Lekker hom reguit en tot die punt, ja. Dit Presies. is wat lekker is van sy video's. Ja. Maar ja, ons is nie om daaroor te praat nie. Ryan, jy het gesê jy het 'n nuwe trekker getoets. En die trekker is nou bekend gestel in die mark, soos julle gesien het, hy was by die Belfort Hooi dag, hy was al by 'n paar Hooi dae. Ek het hulle nogal regtig baie geniet. Ons het baie goeie terugvoering van die kliënte afgekry. En dit is die nuwe Massey Ferguson 5M. 5M. Ja. So hy vervang nou, as ek net om mooi te verstaan, dis die ou 5700 en 6700 reeks wat ons gehad het, wat nou gekonsolideer is. So hy het nou 'n wye spektrum, hy het 'n baie laer af op die perdekrag en bietjie hoër op en bietjie meer radkas opsies, maar dit is nou die plaasvervanger vir daai 2 ou staatmaker reekse van ons. Ja, dis 'n amper van 'n herontwerp van 'n ou konsep wat vir ons baie goed gewerk het. Maar soos julle kan onthou, die 57s was 90-100 perdekrag trekkers. Jou 67s was 110 tot en met 130 perdekrag. Ja, en dis waar ons gestop het. En dit maak dit nogal moeilik want nou het jy 2 reekse, 57 en 67, maar eintlik het hulle nogal baie in gemeen. Selfe radkas, selfe engines. Dis maar net die lyfie wat verskil. Ja. En so wat ons gaan doen is ons het die 2 gaan vat en gaan saamsmelt. Kan ek asseblief 'n modelletjie hierso kry? Ja, meneer diktator, vir die mense wat onder 'n klip bly en hulle nog nie gesien het nie. Dit is in skaal. Hulle is nie regtig so klein. Ons praat van klein trekkertjies, maar dit is As jy hom die flank 5M. oor 6 jaar het jy 'n groot. Nee, Ja, net genoeg water gee. Maar kunsmis en diesel is nou duur, so.
So na Ja. wat ons nou gaan doen is daai 57, daai 67 het ons gaan saamsmelt onder een reeks se naam, bekend as Massey Ferguson 5M. 5M. So nou het jy nog steeds daai twee lywe, jy het nou 'n short wheelbase en 'n long wheelbase 5M. So ja, daar is nog daai twee Jy opsies het nog die gelukkig. twee sizes en dan het jy nou nuwe krag sal ek sê kapasiteit. Ja, jy het vir my gesê hulle gaan nou op tot 145 perde krag. Ja, so Kilowatt, hoeveel is daai dan? Dis 'n 107 kilowatt. Dis die groot perd. Die oue was mos altyd so 99. Hy's so raaklings aan die 100, so ons gaan nou oor die 100 kilowatt, want Ja. ons ouens hou mos van dit om in kilowatte te praat. Ja, en saam met die grootes het die twee kleintjies ook gegroei, waar die kleintjies nou begin met 105 perde en dan gaan hy op na 115 perde toe. Saam met die twee chassis onder dieselfde naam het ons nou nuwe radkaste soos jy gesê het. Die Dyna 4 radkas is nou Jy beskikbaar. kan nou hierdie trekker kry, 'n 5M met 'n Dyna 4 radkas. Yes. En dan het hy hierso so 'n wit dingetjie op die dak ook. Dit is ook saam met die Dyna 4 gaan daai fantasties wees, want dit gee nou vir ons guidance en wat alles gaan saam met dit. Ja, Dis so nie net guidance en autosteer nie, dit gee vir ons seker nou 'n bietjie implementbeheer ook, isobus. Presies, tradisioneel was altyd Massey Ferguson se groot trekkers toegerus met al die selfstuur tegnologie wat hy ooit sou nodig kry. Maar nou met Massey Ferguson 5M het ons daai selfde tegnologie van die groot masjiene af nou afgebring na die kleiner toe. So nou vir die eerste keer ooit in hierdie segment kan jy 'n volhuis fabrieks gepaste selfstuur tegnologie inkry. En dis basies dieselfde tegnologie as die groot masjiene. Jy het die Trimble receiver, jy het die Data 5 skerm, jy het die isobus plug en dan saam met dit kan jy kan hom aanlok na 15 cm range point, 2.5 cm center point en dan het jy ook seksiebeheer en variasie. So basies jy kan amper sê alles wat die groot trekkers kan doen, die 5M kan dit Groot nou. dinamiet in 'n klein pakkie. Maar nou nie elke boer sal nou daai tipe tegnologie in hierdie klas van trekker hê nie. So ons het 'n hele reeks van 5M'e wat sê nou maar meer draad en tang is. Ja, jy bring hulle nou in basies, daar's 'n base, 'n classic en 'n deluxe model. So vir elke boerdery, vir elke behoeftes is daar 'n 5M wat vir hom sal werk. Dit sal vir jou ook op die plaas kan werk. Ja, dit gaan partykeer oor prys, partykeer wil 'n ou net nie betaal vir daai goed wat jy nie eintlik regtig gaan gebruik nie. So obviously ons pakket, as ons nou pakkette praat, base is meer vir jou eenvoudige take op die plaas. Wandjie sleep, basic ploegwerk, niks te ernstig nie. Trekkerwerk. Basies Dit is trekker. net 'n trekker, Dus jou- niks leaks nie, ja. Soos wat 'n 399 vandag doen, sal 'n base model met gemak kan hanteer. Die classic specs sit ons nou beter hidrolika in, beter die clutches, allerhande goed soos die nut clutch en vir ouens wat nou weer bietjie meer kommersieel soos hooi maak, voermengers hardloop, voorlaierwerk, 'n classic is meer gepas vir daai aspekte en dan jou deluxe en jou Dyna 4 is weer die presisie elemente, die ouens Wat bietjie meer vereis, ja. Maar voor ons nou regtig nou hier sit en die hele brosjure deurlees. Dit is nou nie hoekom ons hier is vandag nie, maar Ryan het vir my 'n video gestuur van hom Johnny Scholes, een van ons handelaars. Hy's van JBJ in Swaziland en ja, tipies Swaziland mense. Kyk bietjie na hierdie video. Dit was vir my nogal 'n indrukwekkende video wat hulle met die 5M gedoen het, juis om 'n bietjie te toets en te kyk hoe ver kan hulle hom druk. So meneer diktator, sal jy vir ons speel asseblief? Kyk hoe mooi vra ek vir hom, né? Ja, jy het obviously maniere geleer oor die vakansietyd. Ja, ek het dit eers opgetel, het verloor en weer gekry. Maar daar's wat hulle, daar is 'n groot implemente, 5 skaar swaaiploeg. Ja, so hierdie is 'n Massey Ferguson 5M Dyna 4, 145 perdekrag. Ja, wat hy kap hom lekker. Hy kap hom lekker. Hy kap hom lekker. Ek sou Ryan, ek sou gedink het as ek na daai implement gekyk het en met daai trekker daar aangekom het, sou ek gesê nee. Hy's te swaar, hy's te groot, hy gaan dit nie kan doen nie, maar hy kap hom lekker. Ja, nee, verseker. Hierdie was die eerste 145 Dyna 4 wat verkoop was in Suid-Afrika. Oom Johnny het 'n kliënt gehad wat nou al vir maande voordat ons launch, hou hy al hierdie trekker dop. Hy het hom al in Europa gaan sien. En hy sê toe nou as die trekker enigstens soos die een is wat ek in Europa gesien het, gaan ek definitief koop. So ons het definitief die eerste kans wat ons kon kry, is ons toe uit na die plaas toe. Nou ek's 'n bietjie bekommerd want die implement en die applikasie wat ons nou tans gesien het, is tradisionele 6-silinder job.
Ja. So die trekker wat eintlik op daai ploeg gekonnekteer is 'n 6-silinder. En weet persoonlik het ek gedink dis dalk te veel vir die job. Nou gegee die sand is lekker los en dis 'n sanderige wêreld Daar's hierdie. ook nie baie optraandes in daai lande nie. Ja. Maar die feit dat hy dit doen en hy doen dit nie, hy cheat nie. Jy kan sien hy's 350, 400 diep. Jy kan sien die wielglip is lekker laag. Daar's geen swart rook en die engine klink nie of hy onder die bonnet wil uitklim nie. So En die terugvoer was fantasties. Ek meen moenie ons glo daarvoor nie. hy kap op lekker. Hy kap hom lekker. Dis uit die perd se bek uit en hom Johnny het ook nog meer terugvoer gegee. Gaan jy speel reg. bietjie vir hulle daai voice note wat jy vir my gestuur het wat van hom Johnny afkom. Dankie meneer dit So Johnny stuur toe vir my sy terugvoer rondom die ek dink eers vir Johnny soek hierso. Lanklaas met hom gesels lyk my. Ja, hy's maar op die e-mails jong. Het ek hom net ordentlik search. Speed this pod up. Many unbearable hours later. So ja, Johnny stuur toe nou die klip, die boer is verskriklik in sy noppies oor die trekker en ja, dis toe wat Johnny vir ons te sê het. Ryan, wat sê die 6140? Ag, daai 5M 145. Hy trek 'n 5 skaar doen deur swaai ploeg daar. Jy weet hoe swaar is hy ploeg op die lift. Wat so lekker hanteer, my man kan dik happy is. Oom Johnny, jammer dat ek oom nou in die skadde steek, maar baie dankie vir daai uitstekende terugvoer. Dit sê nogal baie so. Ja, ek het toe nou maar meer bestel soos wat hy gesê het. Oom Johnny, as oom dik happy is ons ook dik happy. Ja, en dit was nou, daai was indrukwekkend, daai is harde werk gewees, dis nou nie baie swaar grond gewees hier gegewe, maar ons het bietjie ander ook, meneer Diktator, daar was 'n video met 'n hoë spoed, dis ook, wat my verbaas het, daai is 'n 4 meter hoë spoed disk. Dis reg, is 'n 4 Waar meeste ouens na die trekker kyk en 'n 3 meter gaan opsit. Ja, dis 4 meter Inia dis met die roller aksie, so dis nogal 'n swaar applikasie daai, soos jy gesê het, 4 meter breed en hierdie trekker draf 13 km/h en alles is onder beheer, geen overheating nie. Dis nou nie swaar grond nie, maar dit is ook nogal moeilik om traksie in daai ligte grond te kry basies. So net die feit dat hy so lekker hardloop met dit en die liftkapasiteit is daai ideaal want 'n 4 meter het baie skottels en daai skottels is swaar, so dit is 'n redelike gewig om op te tel. Ja, met die 5M het ons so 'n klein bietjie die lift verbeter. Okay, die 5M of die 6757 was nog altyd 'n leier in sy klas. Maar ons het hom nou net so nog 'n rapsie verder vorentoe gestoot. Oorstoot 3 en beseringstyd. So die stelsel kan nou meer optel, maar wat ek dink ons boere gaan meer beleef is hierdie nuwe lift. Is so glad. Doeksag, né? En dit voel presies, dit voel regtig en hy's my ook baie bietjie vereenvoudig teenoor die vorige is om jou verstelling reg te kry, jou dieptebeheer om hom elke keer op die regte plek. En dan as jy dit ingestel het, is dit so maklik soos 'n knoppie druk om hom op te tel en 'n knoppie te druk om hom te sak. Ja, so wat die boere vir my sê is hy's harder, maar hy's ook sagter. Ja nee. So, maar dit was uitstekende resultaat. Dis weer eens 'n tradisionele 6-silinder applikasie nou. Net die feit dat 'n 4-silinder kan byhou is indrukwekkend. Maar dit is die ding, daar is 2 silinders minder, maar daar's nie wringkrag minder op daai engine. Dis 'n lekker diep Massey Ferguson engine. Echo Power engine, so ons weet ons kan hulle druk. Hulle kan die werk doen. En vanaf Desember laas jaar is ons al, jy weet, sterk besig met die bemarking van die Massey Ferguson 5M. Die website het uitgegaan, die brosjure. Ons het allerhande teaser video's uitgesit. As julle nuuskierig is, kan julle net hierdie kanaal waar ons nou uitsaai, kan julle hierdie kanaal volg. Al die 5M video's is daar. En obviously op die Massey Ferguson website. Maar nou, in al hierdie video's het ons 'n walk-around video gedoen. Nou, dis persoonlike rekord vir my. Ek wou, as ek opleiding gee en ek leer nou die sales ouens wat hulle moet doen, dan sê ek vir hulle, hou jou walk-around onder 5 minute. Ja. En hierdie video was 3 minute 40 sekondes. En om die hele 5M. Ja. Yes. Ek het nie geweet jy kan so 'n afslaer gehad nie. Dit moes vinnig gewees het. En jy moet dink daar's soveel opsies, soveel trekker. Ek het nie gedink ek het 8 minute gekop gehad. Dis indrukwekkend om dit actually reg te kry. Maar nou is die 5M walk-around video is uit en julle is welkom om te gaan kyk wanneer julle wil. Definitief, dit was baie indrukwekkend want dit gee vir ons al daai details van die van julle wat nog nie die geleentheid gehad het om binne in so 'n trekker te sit nie. Gaan kyk asseblief na daai video, dit is ongelooflik. Dis nie net 'n nuwe
'n nuwe badge of 'n nuwe bonnet wat die trekker op het, die kajuit, die sitplekke op hierdie goed is ongelooflik. En daai video wat jy gemaak het, wys hom nogal mooi rondom. Doen julle self 'n guns as julle nou ooit by 'n 5M cab trekker uitkom. Sit op die sitplek. Dis 'n die base, die classic, daai sitplekke is almal spring suspension. Maar as jy op hom sit, dit Ja. voel soos 'n ligversorging Ja. sitplek. En net Dis die unbelievable. vorm van daai sitplek Ja. is fenomenaal. Dit voel of hy jou soos 'n handskoen pas. Maar nou bygesê, nou is die 5M walk-around video is uit en een van ons kliënte, ek hoop hy's een van ons kliënte, meneer David Deetlef, jy op sy profile picture het hy selfs 'n Massey Ferguson hoed met twee kolfies. Dis so tipe oulik, mense, nee. baie nice ou. En hy sit toe nou 'n video op in die comments van daai walk-around video en dis 'n 5M wat besig is om 'n bietjie grondbewerking te doen en saad neer te sit. Ja, so hy werk daai is 'n Buffalo. Ja. Die wat Agri-Pieces verkoop en daai Buffalo is redelik swaar. Dis 'n redelike groot stuk staal, groot skottels. So dit op sy eie is al klaar swaar, dan het hy nog die saad ook by, so hy's besig om die grondbewerking te doen, te plant en natuurlik soos ek genoem het met die wit koppie op die dak, het hy nou die guidance ook aan. So ja, maar kyk hoe mooi lyk dit daar agter waar hy Maar nou gewerk nou het. sit en dink ek, wanneer was daar 'n 5M in die area? Dit lyk vir my soos KwaZulu-Natal. Dit lyk nogal baie soos Natal. Daar's nog mielies agter nog wat hulle moet afval, maar Dawie, as jy kyk, stuur vir ons 'n kommentaar op hierdie video en goed. Ek sal graag daai Massey hoedjie wat jy op het is mooi, maar ek sal graag vir jou 'n upgrade wil gee. Dankie meneer diktator. Die hoedjie Dawie het jou naam op, so komment vir ons hierso. Ek wil bitter graag vir jou die hoedjie stuur. So ja, en enigiemand anders wat 'n raaiskoot wil vat, wat se area daai is, laat weet vir ons. Dit lyk vir my ook baie na Natal area. Dis veral waar hulle so baie waar die een gewas nog staan en hulle geplant al die volgende een. So meneer diktator, sit daai in 'n boksie vir Dawie asseblief. Ja, en Dawie, vertel ons die storie agter hierdie video. Waar was die demo? Wie was die handelaar en hoe het jy daai Massey Ferguson 5M ervaar? Was dit beter as wat jy verwag het of hoe sou jy sê? Nou in hierdie video, daai lyne is so reguit soos 'n roer, né? Ek wil nou net sê daar's glad nie 'n gap tussen nie. Daar's geen skips of niks nie. So dit gaan obviously baie tyd spaar. Jy druk net 'n knoppie en jy kan my gunsteling feature van die guidance is gewoonlik moet jy mos nou die touchscreen raak vir die was 'n frustrasie. As die land bietjie ongelyk is en jy sukkel om die knoppie raak gedruk te kry. Ja. In 'n 5M het ons vir jou 'n toggle switch in die dash gebou. So jy kan hom nie mis nie. Jy druk hom daaronder en trekker skop in en jy kan jy sien as hy besig met 'n skip pass. Daar is dit jy wat hier bestuur want dit lyk baie professioneel, ek moet sê. Dit lyk professioneel en dit lyk lekker. Dit lyk of mense dit kan geniet. Wat lekker is op die trekkers kom ook almal met die engine memory knoppie uit. So selfs al het hy nou 'n PTO applikasie gehad wat hy nou nie het nie, het jy nog steeds daai engine memory. So jy het nie meer daai stamp voel waar's 45 RPM op die PTO nie. Jy druk 'n knoppie, die engine ref op as jy op die punt wil omdraai en jy het nie daai refs nodig nie, dan druk jy weer die knoppie en hy gaan op idling. Ek's bly jy sê dit want die Dyna 4, as dit nou wel 'n Dyna 4 is, dit lyk amper vir my soos 'n Dyna 4 met die speeltjies in die dak. Ek moet eintlik sy exhaust kyk, dan sal ek vir jou sê, maar nou, jy weet. Ja. As hy 'n Dyna 4 het hy auto drive. So auto drive is basies waar hy self ratte kan wissel. So wat hy ook kan doen is jy kan jou handvet gaan stel op 'n rev memory, sê maar 1750, 1800 en dan met die druk van 'n knoppie sal jou revs optel en jou transmissie sal outomaties opkeer. Van hier af is dit 'n 12x12. Daai is die 12x12, so hy het nou nie daai funksie nie, maar as dit iets is waaraan jy sal belangstel, vra 'n bietjie vir jou handelaar van daai na 4 op die 5M. Dit is 'n ongelooflike klein trekker. Ja, so jou Dyna 4 is jou 16x16 semi-power shift transmissie, so hy kan basies sy ratte wissel terwyl die implement in die grond is en jy kry so 'n klein bietjie langer wielbasis met daai transmissie. So dis nog 'n bietjie meer gewig agterlaai want die neusgewigte is verder voor. Exactly. Natuurlik, ja. Ja, maar dis nie al wat ons gedoen het nie, Ryan. Jy was nog bietjie meer besig geweest. Jy het my 'n video gewys ook waar hulle 'n voerkar trek. Meneer diktator, speel hom vir ons gou. Ja, hierdie 145 Dyna 4 in hierdie klip is dieselfde een van die eerste twee video's. So hierdie trekker, hy word redelik rond en bond beweeg vir allerlei applikasies en hierso is hy besig met 'n voermenger
En weer eens 'n voermenger wat amper vir 'n 6-silinder gebedoel is. Ja, dit is eintlik mense onderskat dit baie keer. Dit lyk soos 'n waantjie wat hy sleep, maar dit is redelik swaar, is baie hoë digtheid voer baie keer. En dan het jy nou vereiste van 'n PTO wat daai swaar materiaal binne moet draai. Jy het hidroliese motors wat heeltyd loop om uit te laai. So jy vereis baie van die trekker en is ook 'n baie stadige werk. So jy het ook nie baie lugvloei oor die verkoelingsstelsel om hom regtig te help nie. So dan kom daai waier in spel en dan kyk jy of daai verkoelingsstelsel regtig op standaard is. Maar hy het dit fantasties gedoen. Hy het so 'n bietjie gesukkel. Ek moet bieg, veral as jy PTO aanskakel terwyl daar voer in die trailer is. Daai is 'n doodskoot vir baie trekkers. Maar bygesê hy kon daarom start. Jy het gehoor hy sukkel so 'n bietjie, maar toe hy spoed vang is hy okay. Dan doen hy dit. Algemeen het die trekker baie goed gevaar. Ek meen die ouens is redelik beïndruk. As jy die kliënt het vir ons gesê vanaf die ou model tot hierdie model is dit 'n dag en nag verskil. Hulle kon fisies amper nie die werk reg kry met die ou shape nie. En nou hierdie nuwe 5M kan dit eintlik doen soos jy kan sien in die video. Hy voel dit nie eers nie. Of hy nou gaan koop, weet ek nie. Hy sal dalk nog steeds by 'n 6-silinder moet voer, veral as dinge begin taai raak op die plaas, jy weet, natter toestande of as die voer sou swaarder raak. Maar die feit dat die 5M dit kon uitvoer, is eintlik uitstekend. Ja, dit sal lekker wees om 'n langtermyn toets op so iets te sien in vergelyking met wat hy heidaglik gebruik. So. Ja, en op die ou trekkers was ons altyd net, jy het of 'n 1-spoed wat 540 alleenlik was en 'n 2-spoed wat 540 en 1000 was. Nou met die nuwe Massey Ferguson 5M kry jy 'n 1-spoed soos die vorige model, maar jou upgrade is 'n 3-spoed. So nou het jy 540e en 1000. En vir my die heel lekkerste is, dit is nie meer dat jy moet sukkel om 'n hefboom wat nie wil engage en hy wil nie altyd in die regte plek ingaan nie. Hierdie trekker het fisies aan die regterkant vir jou knoppie en jy kies net elektronies wat se PTO spoed jy wil hê. Die kragafdapper loop op daai spoed. So 540e bring jou revs lekker af. Op 540e soek hierdie engine 1500 revs. So dis 'n lekker lae revving engine wat veral vir ligter applikasies 'n groot besparing gaan wees vir boere. Veral nou met vandag se dieselpryse. Ja, en dit is waar die lekker wringkrag wat ek nou van gepraat het ook in spel kom. So dan het jy teen 1500 rpm het jy nog steeds daai wringkrag om daai kragafdapper te trek en 'n ligte implement te. Maar by verre my gunsteling funksie van 'n Global serie se PTO is die PTO briek. So jy het aan en jy het af. Dis 'n knoppie wat jy druk en dan jou derde funksie is die briek. So fisies dan knyp hy die shaft vas. So wanneer dit nou kom by shafts opsit of afhaal, ek haat om my splines te jaag. So die feit dat dit daarom stil staan, dit help ook daarom baie. Ja, en dit kan jy doen terwyl jou trekker loop. En natuurlik is dit ook baie goeie veiligheidsfunksie ook as jy 'n implement gehak het en die PTO is klaar aan, byvoorbeeld 'n bossiekapper wat jy nie wil hê moet draai nie, dan sit jy daai briek aan en jy weet daai PTO gaan nie draai terwyl jy onder 'n masjien besig is nie. Dis eintlik 'n veiligheidsfunksie, maar ek sien nou weer net die gerief daar. Ja, jy wil dit net hê, ja. Maar ja, ek het ook die geleentheid gehad, oom Rian, om bietjie by die Belfor Hooidag met jou 5M te speel. Hier's 'n video, meneer diktator, gooi hom. Daar sal start hulle hom op. Ons het 'n DM408 snymasjien. So dis een van my groot snymasjiene, daai 'n 4 meter 8 skuif. Wat klaar 'n voordeel is, 'n 8 skuif, meeste kompetisie-masjiene op 'n 8 skuif kom nie naby die 4 meter nie. So dit sê vir jou is 'n groot diameter swaar diensmasjien. Ja, en as hy op 4 meter breed is, dan jou uiterste punt waar die lem nou sit, sal dan outomaties vinniger draai. So jy kry basies 'n skoner snit. En natuurlik al is dit 'n 4 meter masjien, dis ons turbo lift met die arm wat oor die masjien gaan. Hy haak daai hele snybed vir jou bo sy center of gravity. So hy volg nog steeds vir jou kontoure redelik effektief. Natuurlik vorentoe, agtertoe kan jy hom vou en hy vou agter die trekker in. So jy het nie 4 meter vertikale hoogte, 4+ meter as jy hom opvou wat onstabiel is nie. Hy vou agterin en wat lekker is, hy tel sy punt daarom lekker hoog op. So dis ook nie as jy oor kontoure gaan dat jy agter op die grond gaan vang nie. Dis 'n baie indrukwekkende masjien en daai een hektare. Ja, maar skaniere is okay as jy 'n lekker ligte bed het met ligte raadjies so laat hy lekker reguit tel. Hierdie is 'n redelike swaar diens, swaar bed, swaar ratte. So dis ver gesonder vir daai skanier om net uit te swaai in plaas van om nog te try optel. Om op te tel, ja. En dan met die lekker lang soliede arm is dit ook 'n meer stewige platform sodat 'n ou daai bed in die middel kan skaneer. So jy volg net kontoure soveel makliker. Natuurlik, ja. En natuurlik hy swaar en dan selfs ook ons het nou baie gepraat oor die
die hoë profiel applikasies nie, kajuitrekkers, maar ons het ook daarso die volgende video het ons ook die 5M oopstasie gehad. So natuurlik is daar nog steeds 'n oopstasie, 'n platformtrekker. Daar het ons nou maar 'n teddertjie. Tedder is maar 'n moeilike implement. Jy sal vir 4 jaar wil niemand 'n tedder naby hulle hê nie. En dan daai een nat jaar, dan het niemand genoeg voorraad en almal soek tedders maar ja, dit is maar 'n tedder is 'n tedder. Dit bly maar 'n noodsaaklikheid in hoe hy maak, veral as daai wolkies begin dreig. En wat lekker is, daarso het ons hom opgestel op 540 icon nou. So ons het op die 1500 rpm gewerk en toe het ek verder gegaan, omdat ons nie op 540 hoef te hardloop met 'n tedder nie, het ek die revolusies afgebring op die kragaftapper na 450 toe. Ja, Dan het ons amper op 1250, 1300 rpm op die engine gehardloop, nog meer, dan het jy lekker hoë rad, lae revolusies, jy kan heeldag op en af hardloop en daai trekker vat bitter klein slukkies. ja, hardloop Hy is en nie films. ja. Nee, dit moes nou, ek het halfpad deur die dag het ek gedink die naald het gebreek, want hy sak net nie. So dit was lekker. Ja, natuurlik het ons die geleentheid ook gebruik. Kyk hoe mooi lyk dit as 2 5M saamwerk. Ons het bietjie video's gaan maak. Ja, as julle al die nuwe video gekyk het wat uitgekom het met die Massey Ferguson 5M, beskikbaar op YouTube, op ons Facebookblad en allerlei medias. Miskien as jy by daai hoë dag was, as jy by die Balfour hoë dag was, miskien as jy in ons video so gaan kyk het weer. En ja, baie dankie aan El, ons fotograaf wat so goeie werk gedoen het, as ook die media wat daar was wat so goeie terugvoer gegee het. Ja. Jy weet, ons het die media uitgenooi, hulle het self kom ry, self kom toets. Daar was 'n paar boere wat hulle indrukwekkend gegee het. En ek moet sê, alles was sover nog net positief. Jy het obviously self baie werk op hierdie 5M gehad. So, wat sou jy sê van die 5M, van die ou tot die nuut, en hoe sê jy dit opsom in 'n neutedop? Ek sal sê ek dink dit is 100% die beste all-rounder trekker vir my op die plaas. Want jy kan alles van bietjie grondbewerking, jy kan sleepwaal sleep, jy kry hom met hidroliese brieke, so jy kan, wat het jy vir my gesê is die vrag wat hy kan sleep as hy die hidroliese brieke op het? Hy het ons sê nou in Engels GVM, gross vehicle mass, Ja. gross vehicle mass. Ja. Ons kan 41 ton hanteer. 41 ton. Ja, dis lekker. Ons kan 41 ton aan die gang kry. Dis om weer 41 ton te stop. Dis gewoonlik waar die probleem is en dan kom maar baie interessante video's uit. Maar dit is lekker as jy die een van hulle het met die hidroliese brieke, dan kan jy 41 ton stop. Ja, van die classic spec af op oopstasie of cab is hy nou toegerus met 'n enkel lyn hidroliese briek. So vir die ouens wat daai tipe waas het of wat daai tipe behoefte het, dis altyd goedkoper om een keer, soos wat as ek nou groceries aflaai, dan vat ek alles uit die boot uit, ek probeer alles een slag opdra, ek hardloop net 10 keer in en uit nie. Ja, dit is vir ons man se sport daai, dit is. Ja, so as jy een van daai ouens is, koop 'n groter wa en maak jou lewe makliker. Ja. So ek meen, dan het jy daai veelsidigheid, jy kan tapkar ry met hom, jy kan mielies inry met hom, en dan het jy ook nog daai ekstra veelsidigheid, hoe hy maak seisoen, jy het die opsie om enige 5M te retrofit met 'n front hitch, met 'n monoblok voor, so jy kan die front hitch opsit vir 'n voorapplikasie, nog meer veelsidigheid by die trekker buite sit. En dan ja, ons het nou die video's gesien, jy kan grondbewerking doen, jy kan ploeg met die trekker, nie laat baie ons dit nog doen nie. So dis wat ek sê, dis vir my 'n verskriklike goeie all-rounder, en met die verskillende radkas opsies en engine opsies en die langer en die korter wielbasis, gaan daar definitief 'n 5M wees wat op elke plaas sy veelsidigheid kan wys. Ja, ons het dit met die 47 ons eerstens uitgerol, 'n 47 vir almal, 'n tractor for every farmer, soos ons altyd gesê het. Trekker vir elke boer. Ja, en die 5M vat daai konsep na 'n hele ander vlak toe. Vir die eerste keer ooit in hierdie segment kan jy 'n gepaste trekker koop vir jou plaas, vir jou applikasie, of jy nou net die eenvoudige dingetjies wil doen, of as jy nou presisie vlak van boer, presisie kommersieel, as jy wil voorlaaier doen, of as jy primêr net op hooi maak fokus, of as jy net in die melkbedryf is 'n 5M, omdat hy so divers is in sy opsies en sy applikasies, is hy kan amper by enige plaas inpas. En ek's bly jy noem nou front linkage, die 2.0
2.5 ton voorlift. Dis beskikbaar as 'n onderdeel. So jy 2.5 ton voor. 2.5 ton voorlift is 'n enkele partnommer, jy koop hom by jou dealer en jou handelaar sit hom nog op vir jou trekker ook. Nie net die front linkage nie. Daar's 'n baie klomp verskillende opsies as dit kom by dealer fit accessories. So as jy ekstra passasier sitplek of breër modderskerms of ekstra ligte. So nadat jy jou 5M gekoop het, kan jy hom nog verder ook ontwikkel soos wat jy ontwikkel asseblief, soos wat jou behoeftes En verander. natuurlik altyd al begin jy by 'n basismodel, ons het nog steeds nou in huis nog al die pad PTX Trimble. So dit is nie net PTX Trimble is nie net daar vir die groter manne nie, die groter trekkers, groot perrekrag nie. Ons kan letterlik die kleinste, eenvoudigste trekker vir jou toerus met 'n volhuis tegnologie. Ja, Ons jy al daai selfde funksies kan doen ook. Ek dink daar was 'n era waar almal dieselfde boer, almal koop dieselfde kunsmis, almal koop dieselfde soort, almal koop dieselfde bakkie. Ek dink vandag is meer en meer mense besig om hulle navorsing te doen, meer en meer te kyk hoe kan hulle beste hulle kapitaal bestee. Ja. En 'n Massey Ferguson 5M neem dit nogal ernstig aan ag. So wat wil jy doen en wat is die beste 5M wat vir jou applikasie doeleinde sal werk? So dis basically hoe hierdie trekker werk. Ons is baie opgewonde. Baie dankie sover vir al die boere en die handelaars wat so baie bestellings al geplaas het. Die waglys is nou hier by Junie maand. So So is nog nie te laat nie, maar hy raak vinnig vol. moenie huiwer nie, bestel nou anders te gaan jy dalk eers Julie kry. Want onthou dis 'n trekker wat die hele Afrika hy gaan nou uit in die hele Afrika so. Dis Ja, ook nie dis net so. by ons nie, Die trekker is baie hot. wêreldwyd. Baie hot in Afrika, maar hy vat ook vlam in Noord-Amerika, Australië, Nieu-Seeland, die Oostes, Midde-Oostes, Europa. So ja, nee, die 5M is truly 'n global trekker. Ja. Dis omdat hy so aanpasbaar is. So ja, nog steeds asseblief, as julle van hierdie episode gehou het, like, share dit, subscribe op ons kanaal. Ons wil jou graag hier hou en hier hê. En natuurlik, as jy enige kommentaar het, lewer vir ons 'n bietjie kommentaar. As jy by een van hierdie hooi daar was, as jy ergens die 5M gesien werk het, kan jy baie welkom om vir ons daai video ook in die kommentaar te sit. So ja, en Davie, onthou ons wag vir jou komment die heel meeste. Ek wil jou hoetjie vir jou stuur. Ja, baie dankie Nardo en dankie vir al die luisteraars en kykers wat vir ons nou tans luister op YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Ons is al op Instagram. Ons is redelik al oral op die sosiale media realm. So kyk uit vir ons. As julle hou van wat julle sien, share na een van julle kollegas toe, na julle maats toe, na julle buurmense toe. En miskien wil hulle ook na ons luister terwyl hulle trekker ry of uit die verkeer sit. Moet asseblief net nie hierdie video vir my ma stuur want ek het bietjie Engels tussen my Afrikaans ingegooi, soos ek gaan oor die vingers getik word. So awesome. Baie dankie julle, tot wederziens. Eerste episode dan in ons nuwe studio. I love these Baie om te kom, ja. Ja. Maar ja, So yeah, that's not bad. Well done. dankie. Dan gaan hy eerste ene klaar, né? Ja, That was really nice. ja, so daar's mooi die ligte en goed, ek wens net daai diktator kan die aircon uitsort. Dit is bitter warm in die plek, né? Al hierdie ligte, ja. My baard gaan groei, ek gooi hom nat.